maar jy weet, as ons onsself gaan beperk en nie die vrae wat gevra word, behoorlik aan aandag gee nie, dan dink ek is ons besig om ons eie Christendom in 'n boksie te sit, om ons eie geloof in 'n boksie te sit. Um, en ek glo en ek het dit nog altyd geglo dat Jesus aan die kruis is groter as enige vraag wat enigeen van ons kan vra. Ons kan nie dit ongedaan maak nie. Ons gaan dit nie ongedaan maak. Hallo Bettina, baie welkom hier by Kerkwoorde Kollig. Jy is die nuwe voorsitter van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds en ons gesels vandag oor die toekoms van Afrikaans se boeke in teologie en oor geloof. Maar voor ons daarby kom, wil ek graag meer weet oor Bettina. Jy is self 'n skrywer, jy skryf ook wyd. Jy het geskryf oor die mense daar van Grabouw, jou geboortedorp. En jy skryf ook 'n krimiereeks, 'n speurreeks waarvan die nuutste uitgawe pas uit is. So in jou lewe is daar boeke wat uitstaan vir jou wat jou beïnvloed het? Um, ek dink enige persoon, enige skrywer, en ek beskou myself as 'n skrywer, wat nie lees nie, is besig om hulle self in die voet te skiet. So kortliks, ja, daar's 'n hoop boeke wat my beïnvloed. Engels, Afrikaans, ek het op 'n stadium selfs die Bybel in Latyn gelees, net om my Latyn Wow. op te skeer. As dit vir enige idee gee van hoe gek ek kan wees. Maar ja, daar's soos just like ek as ek nou moet begin dink aan 'n lys boeke dan gaan die lys lank raak. Maar Mahala byvoorbeeld is 'n boek wat my diep getref het, Andre Brink se boeke. En dis boeke wat nou al 'n lang ruk met my aankom, Adam Small se gedigte. Jy weet, so, en dis nou net die Afrikaanse deel. Dan is daar nog in Engels Margaret Atwood se boeke. Daar is Alice, wat is Alice se van? The Color Purple, Alice Walker. Jy weet, Toni Morrison, daar's 'n hoop. So dis 'n klompie wye invloede. Ja. En die Bybel, waar figureer? Jy het hom nou in Latyn, jy het 'n regsagtergrond, jy's 'n prokureur ook. Uh waar figureer die Bybel vir jou? Die Bybel is natuurlik sentraal. Jy weet, een van die boeke wat ek geskryf het ook, Onverskrokke vroue, gaan oor 'n vergelyking tussen die Bybel, die grondwet en ons regstelsel. Jy weet, 'n mens noem nie eers die Bybel meeste van die tyd as 'n boek want dis nie 'n boek nie, dit is 'n lewenswyser vir my in elk geval. So die Bybel is vir my die beginpunt van alles. Okay. Ja, kom ons kom by waar ons gesels. Ons is in die jaar wat hulle vier Afrikaans bestaan vir 100 jaar, maar hy bestaan natuurlik al langer as dit. Dit is 100 jaar dat hy amptelik 'n landstaal is van Suid-Afrika. En in die lig daarvan, die toekoms van Afrikaans as skryftaal vir boeke oor geloof en boeke oor teologie. En dit is 'n fokuspunt van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds. En ek gaan nou 'n bietjie teruggaan na verlede jaar toe het jy oorgeneem by Fritz Kaum wat hierdie prysfonds begin het, Dr. Fritz Kaum, en wat 45 jaar in die voorsitterstoel was en hy het gesê die wortels van hierdie fonds lê in Wellington, lê in die NG Kerk en maar dit is tyd om hierdie net weier te span. Dit voel vir my met jou aanstelling al klaar as Anglikaan en nie teoloog is daar al klaar 'n manier van hoe hierdie net weier gespan word. Stem jy saam en hoe sou jy graag die net wou weier sien dat hy weier span? Wel, ek dink die in die eerste plek die net is al reeds aansienlik weier want as jy verstaan hoe die Anglo Murray Desmond Tutu Prysfonds weer. In die eerste plek die naam self het 'n paar jaar terug al verander. Om Desmond Tutu wat ook 'n Anglikaan is se bydra en sy hoe sal ek dit stel, sy lewensfilosofie in te sluit. Wat al klaar make the circle bigger is om dit nou eenvoudig te stel. En dan op die prysfonds se ledevergadering self
is daar nie net teoloë nie, daar is ook ander mense betrokke. Daar's uitgewers betrokke wat natuurlik meer op die boekekant van die saak is. Daar is Ja, is Lux privaat Werby, persone nee. wat Lux Werby, Luca, die twee groot uitgewers wat Christelike boeke. Weet, so daar is akademici op die ledevergadering, daar's privaat persone. Dit gaan aansienlik weier en ek dink die gesig van die Andrew Murray Desmond Tutu Prysfonds tot nou het dalk gelyk soos of dit teologies van aard is, maar daar was nog altyd 'n breër verskeidenheid perspektiewe en vaardighede wat agter die skerms werk. Met my aanstelling of my verkiesing eerder as voorsitter, natuurlik nou is dit meer front and center en let op my Afrikaans is ook nie die perfekte Afrikaans nie. Ek let op jou. Om meer front and center dat dit nie net die ingekeerd is nie, dat dit nie net predikante is nie, maar dat ons 'n breër perspektief en 'n wyeer verskeidenheid agtergronde in die fonds self het en ook selfs met die pryse wat elke jaar toegeken word, dis nie net teoloë wat die pryse kry. Daar is nou die nuutste lys is pas uit. Reflekteer daardie lys vir jou klaar iets van daardie skuif? Julle kortlys. Ja, en natuurlik môre word die finale wenners aangewys of bekend gemaak. In die eerste plek die kortlys soos wat hy nou is, reflekteer nie net teologiese werke nie. Die een boek byvoorbeeld is 'n digbundel, daar's 'n ander een wat 'n refleksie op 'n persoon se lewe is. Daar is meer as een wat spreek tot die politieke invloede wat daar in geloofslewe is. En dis vir my 'n interessante perspektief want jy weet baie keer dan wil ons maak asof ons Christendom, ons geloof, ons teologie iets apart is van hoe ons elke dag lewe en dis hoe Jesus dit in die eerste plek gedoen het nie. En dis hoe ons veronderstel is om 'n Sondag Christen in die res van die week op 'n ander manier te weer begin. So dis my interessant dat van die boeke daai realiteit reflekteer. En julle het 'n sterk fokus by hierdie prysfonds rondom versoening. Is dit iets wat jy graag wil sien dat die prysfonds dit vorentoe vat? Ons sukkel maar nog steeds in ons land om mekaar te vind en mekaar te hoor, nê? Nee. Ek dink sommige daar sukkel ons meer as ander, maar ek het groot hoop vir ons land. Ek het groot hoop dat want onthou wat ons sien in die nuus is baie keer een of twee voorvalle wat groot opgeblaas word en ons vergeet baie keer van die mense wat elke dag maar net hulle bes probeer om met mekaar saam te lewe en dit op 'n stil manier doen sodat dit nie noodwendig die koerante haal nie, maar dis so goed wat die verskil maak. En ja, ons pryse reflekteer dit. Dit is deel van wat ek graag wil glo is deel van die basis waarop die prysfonds berus. Ons het byvoorbeeld een van ons toekennings wat ons maak elke jaar is vir versoening, geregtigheid en eenheid. Dis die Jaap Durant Denise Ackerman toekenning waar ons spesifiek probeer om 'n organisasie of 'n individu wat regtig uit hulle pad het gaan om te versoen, om dinge te doen om mense bymekaar te kry, om vir daai mense die erkenning te gee wat so nodig is. En wat hulle baie keer nie elke dag kry nie. Ja, Beter Einders was laas jaar die wenner, dink ek. Beter Einders was verlede jaar, ja. Die boek Beter Einders is natuurlik ook op die kortlys van een van die pryse vir jaar, né? Ja, ek het gesien. Ek het gesien. Full circle oomblik is. Ja, ek het onlangs gesels met Skalk en ek het gesels met Iwer Swarts wat ek gesien het ook weer hierdie jaar die kortlys gehaal het. Ja. En ons het juis gepraat oor
Ons leef in sulke interessante tye, as ek dit nou interessant kan noem. Ehm want In mense die Chinese sin van die woord al. ja, dat daar soveel polarisasie, 'n groot woord wat rondsweef nou. En juist dan voel dit 'n fokus op versoening en dat ons mekaar vind is so belangrik. Vir jou persoonlik is ook, jy het al genoem geregtigheid is ook iets wat vir jou na aan die hart lê. Hoe sou jy dit graag wil Dis tot reg, uiting ja, bring? en geregtigheid is belangrik en ek wonder soms of 'n mens in staat is om versoening te bring as ons nie geregtigheid deel daarvan maak nie. Want jy weet aan die einde van die dag, dit is een ding om te sê mense kom nou by mekaar en ons is nou een met mekaar, maar as ons nie praat oor die goed wat in die eerste plek skeiding gebring het nie, as ons nie probeer regstel wat verkeerd gegaan het in die verlede nie, dan Mm, is ons eintlik net besig om al die vullis onder 'n mat in te vee en jy weet, al wat gebeur is die homp onder die mat word al groter, die probleem gaan nie weg nie. mm, En die enigste manier om regtig geregtigheid te bring is om daai sweer oop te maak en al die vullis te laat uitkom en dan die wond skoon te maak. Dis regtig die enigste manier. Is dalk vir 'n rukkie ongemaklik, maar as dit skoongemaak is, en ek gebruik nou mediese beelde mm, hierso. mm. As dit skoongemaak is, dan kan die wond genees en dan kan 'n mens vorentoe gaan. Maar solank as wat ons voorgee als is okay terwyl ons weet dit is nie. Al wat gebeur is daai wond sweer en dit sweer in een of ander tyd bars dit oop en word dit 'n baie groter probleem as wat dit andersins sou wees. Jy weet ek glo daarin 'n mens moet as 'n ding 'n klein probleempie is om dit aan te spreek en nie te wag tot dit groter en groter raak en op die ou end 'n onuithoudbare probleem is. Spreek jy ding aan terwyl dit klein is, dan word alles opgelos. Uh, Ek neem aan, ons verwys nou na ons land se geskiedenis en daar het baie verkeerd geloop direk onder apartheid en daar was verlede jaar het die VGK gevier, hulle is 30 jaar van bestaan en een van die punte wat genoem is wat vir my goed opgeval het, en my kollega Leroux Kuman het 'n onderhoud gedoen en was dat gesê is daar's restituisie nodig, nie net sê, ek is jammer nie, maar restituisie. Wat sou jou mening wees rondom dit? Restituisie is 'n geleide term. Mm, En ek wil nou ek trap nou versigtig terwyl ek dit sê. Want jy weet daar is hierdie gesprek wat nou weer vorendag kom met grond wat moet teruggegee word en grond wat toegeëien moet word. Um en baie keer dan is daar probleme ook met die teruggee van die grond want die persoon van wie dit gevat is, um die persoon wat nou huidigelik in besit van die grond is, voel dat hulle dan nagekom word deurdat die mm, grond van hulle weggeneem word. mm. So daar's so 'n baie sensitiewe manier hoe dit gehanteer moet word. In kort, ja, ek dink daar moet een of ander vorm van restituisie wees wanneer mense te nagekom is, maar dit moet gedoen word op 'n manier dat daar nie nuwe onregte gebeur. Ehm jy weet so hoe die restituisie ook al gebeur, dit moet sensitief hanteer word, dit moet gedoen word op 'n manier dat daar nie nuwe onregte is nie. As jy verstaan wat ek sê. Ja, En dis moeilik. Dit is mm, baie moeilik want een of ander manier moet dit geskied op 'n manier wat regverdig is. Regverdig vir die persoon wat voorheen ontneem was, regverdig vir die persoon wat heidaglik in besit van die grond is en daar moet meer as net 'n oordrag van bates geskied. Daar moet ook 'n geestelike versoening en geestelike restituisie gebeur. En dit dink ek is ons regering selfs bewus van noodwendig dat dit behoort te geskied. geestelike restituisie. Dis 'n goeie. Ja, ek is in my agterkop is ek het onlangs gelees van my broer, my ouma se broer het 'n wynplaas begin en hy het sy kleindochter van hom of
familielid het vertel van hoe hard hulle gewerk het en hoe moeilik dit was en jy weet dis daardie sweet en bloed wat ingegaan het en nou maar daai grond is dit ek weet nie of daai grond nou weggevat is maar ek dink nou maar net dit is deel van die Mm, verskillende stories wat 'n mens moet vertel vir mekaar en dit is waar stories en boeke nou terug te kom daarby kan help media. ja. Is daar 'n En dan toekoms? is ek, Hmm, is dat. Mhm. nee, gaan aan. Ja. Wat ek wil sê is en dan is daar natuurlik altyd die vraag is wie se storie word vertel? Wie se storie word voorgehou? Wie se storie word as belangriker beskou en daar moet 'n mens baie versigtig wees. Hmm. Jy weet dat al die kante van die stories gehoor word en ten volle gehoor word en dan nie voorkeur aan die een kant van die storie gegee word deur die ander kant. Ja, Maar ekskuus, ek het jou nou onderbreek. nee, ek is bly jy sê dit sluit aan by wat jy laas jaar gesê het ook die kies van die regte perspektiewe. Wysheid, groot wysheid daarmee en sensitiwiteit om te gaan. Ja. Die boekbedryf net is onder druk. Mense hoor dikwels Afrikaanse boeke, daar's nie 'n toekoms in nie. En tog sien ek Iwer Swarts, Jaco Strydom, hulle boeke haal die topverkoperlyste. Dis dan boeke deur dominees in Afrikaans oor geloofstemas. Is daar 'n toekoms vir Afrikaanse boeke oor geloofstemas en teologie? Ek dink nie 'n mens kan die toekoms van Afrikaanse boeke as sulks as in Hebreë skuif van boeke in wat spesifiek oor geloof en teologie gaan nie. Die Afrikaanse boekbedryf as 'n geheel, alle boeke, ehm is onder druk en ons sien dit elke dag. Maar ek vind ook dat baie meer dat veral nou daar so is 'n keuse om geloofsboeke uit te gee. Hmm. Ek is ook op die SA Akademiese se letterkunde kommissie en wat interessant was hierdie jaar, is hoeveel boeke met 'n een of ander geloofstema ingeskryf is vir literêre pryse. Hmm. En dis die eerste keer dat ek dit sien en dit was my baie interessant. En dit sê iets van die gehalte van die tipe boeke wat ons uitgee, jy weet. Um of die boeke verkoop, dis natuurlik 'n ander vraag. En 'n groot kwessie vir ons in die boekbedryf is dat baie boeke gesteel word en dit plaas druk op die uitgewers want hulle verloor groot inkomste. Um so vir my die boeke wat gesteel word is 'n groot kwessie wat aangespreek moet word. Maar ander as dit, die boekbedryf vir die algemeen, ons kan baie doen om ons kopers aan te moedig om meer boeke te koop want sonder kopers dan dit maak mos nou sin kan die bedryf nie bestaan nie. Maar oor die gehalte van die boeke wat uitgegee word, daaroor kan ek net met lof praat. Hmm. Dit laat my dink aan dit sluit vir my aan by wat jy aan die begin gesê het. Daar's nie 'n werklike onderskeid tussen geloof in jou lewe nie en dat mens dit dalk meer begin sien hoekom geloofsboeke dan nog steeds dit is nie per se 'n geloofsboek nie, maar dit is meer 'n egte boek. Ek weet nie of ek nou reg. Ja. Um en en ek dink die selfs die uitgewers met wie ek praat van spesifiek geloofsboeke. Um hulle wil nie boeke deur Christene oor Christendom sien as iets wat apart gehou behoort te word nie, as 'n aparte genre of 'n aparte kategorie nie, maar dat dit deel van die breër stroom van Afrikaanse boeke behoort te wees. Wat ek heeltemal mee saamstem want die meeste mense in Suid-Afrika op 'n manier en miskien moet ek nou beperk dit Afrikaans sprekendes. Geloof is vir hulle belangrik. Geloof is deel van hulle alledaagse lewe. En ek dink nie ons moet in dit wat ons lees noodwendig 'n onderskeid maak tussen geloofsboeke en ander boeke nie. Hmm. Hmm. Sê maar dan terug nou by jou is nou in hierdie by die voorsitterskap. Wat sou jy graag wou sien as jou nalatenskap tot hierdie fonds?
Dit nalatenskap is altyd vir my so 'n moeilike woord want dit klink asof mens nou enige oomblik die lepel in die dak steek. Nee, glad nie. Nee, ek weet wat jy bedoel. Ek hoop dat wanneer ek hierdie fonds verlaat, dat dit 'n fonds is wat 'n baie breër perspektief of baie breër grondslag van Christene dek. Dat soos wat jy reg aan die begin opgemerk het, dit het sy oorsprong in die NG Kerk. Een van die boeke wat vir jare op die kortlys is, byvoorbeeld, is van 'n metodistiese predikant. Verlede jaar het 'n katolieke predikant gewen. Jy weet, daar is alreeds in terme van die boeke wat ingeskryf word, 'n groter perspektief, groter verskeidenheid van geloofsieninge wat ingeskryf word. Ek sou wou sien dat die ledevergadering self, wat op hierdie stadium nog hoofsaaklik NG is met een of twee Anglikane, dat ons die ander gelowe ook, of denominasies eerder ook insluit. Want jy weet, hoe meer divers 'n groep is, hoe breër en ryker word die input wat hulle kan gee. Weet, en ek hoop dat dit die geval gaan wees, dat ons op die ouend nie gaan kyk na, die een is NG of daai een is Anglikaan nie, maar dat ons onsself net as 'n groep gelowiges sien wat probeer om hierdie literatuur, Christelike teologiese literatuur, hoofstroom te maak, om kwaliteit literatuur hoofstroom te maak. Ja, ek stem saam. So laaste twee vrae. Daar het die laaste paar jaar ook boeke verskyn van dominees wat sê hulle het nou hulle geloof verlaat. Is dit boeke wat ook sou oorweeg word by die fonds? Boeke wat vra oor God, met ander woorde. Ek dink alle boeke vra op 'n manier vra oor God. My persoonlike mening is dat enige boek wat op een of ander manier in gesprek gaan met geloof, of dit nou is om te ondermyn, of dit nou is om te bevestig, of dit nou is om dit te bevraagteken, ons pas nie sensuur toe nie. Ons het ook 'n groep kundiges wat buite die ledevergadering is, wat kyk na die boeke, wat die beoordelaars van die boeke is, en hulle maak uiteindelik die besluit of dit 'n boek is wat die pryswaardig is. Ons kyk na die literêre waarde van die boek, die beoordelaars. Ons pas nie sensuur toe nie. So 'n mens kan nie sê wat die toekoms inhou nie, maar as dit 'n teologiese of 'n Christelike vraag is wat nodig is om opgevlek te word, dan sien ek geen rede hoekom dit nie vir 'n prys ingeskryf kan word nie. Dit is natuurlik iets waarmee nie almal noodwendig gaan saamstem nie, en ek besef dit. Maar jy weet, as ons onsself gaan beperk en nie die vrae wat gevra word behoorlik aan aandag gee nie, dan dink ek is ons besig om ons eie Christendom in 'n boksie te sit, om ons eie geloof in 'n boksie te sit. En ek glo, en ek het dit nog altyd geglo, dat Jesus aan die kruis is groter as enige vraag wat enigeen van ons kan vra. Ons kan nie dit ongedaan maak, ons gaan dit nie ongedaan maak. En wat is hy vir jou? Absoluut, die begin, die middelpunt, die einde. Jy weet, ons elke dag wat ek begin ek met Jesus. Elke dag wat ek eindig ek met Jesus. Elke besluit wat ek maak, jy weet, Desmond Tutu het altyd, die voorbeeld wat hy gestel het, was vir elke moeilike besluit, gaan bid eers. As jy in die middel van die besluit is,
en jy weet nie watter kant toe nie, gaan bid eers. Um ek doen dit nie soos wat ek dit moet doen gereeld nie. Nou en nee, daai vlak wat hy was, maar dis die voorbeeld wat ek probeer volg. Baie dankie Bettina. En Nikki de Wee, het sy nog avonture in haar? Nikki de Wee het dalk nog so een of twee avonture in 'n dit was groot pret om daai boek te skryf of die reeks te skryf. Die nuwe een knal het nou net uitgekom Mm. en ek dink Nikki is bietjie by 'n kruispunt waar sy moet besluit wat vorentoe gaan gebeur. Maar sy is nog aan die gang en daar is 'n volgende een aan die kom. Of dit die laaste een is, nee, ja, dis sal ons nou maar moet sien.